is worthy to be called by the name. He brings peace like a river to my soul. Die kind van die Here wil jou vanmôre vra. In hierdie laaste week van Satan gekom het, en hierdie vrede wat tussen jou en ander mense was, sy hand ingesteek het, en hierdie vrede begin verwoes het. Wil ek hier moet vanmôre vir my kom. Wil iemand uitkom? Satan sy hand ingesteek het, vrede tussen jou en familie, selfs jou huis, ontvang. Want jy sien, daar waar God is, daar is vrede. En as jy vrede het, dan is jy 'n probleem vir Satan. Jy is 'n probleem vir Satan as jy vrede in jou het, want Jesus het eendag iets beloof. Hy het gesê, in die wêreld sal jy moeilike tye hê, maar my vrede gee ek vir jou. Vrede wat die verstand te bowe gaan. Dis die tipe vrede wat jou fondament is, wat jou sal hou. Maak nie saak wat gebeur nie. As jy hierdie vrede het, sal jy kan staande bly. Ek sê vanmôre, Satan, het sy hand ingesteek, vrede vat by mense. Vader, ek wil U vra vanmôre, dat U sal kyk en U sal sien, in hierdie gemeente is ons nie skaam om voor God te staan en te sê, Here, ons het hulp nodig. Here, ons bely vanmôre, inteendeel ons erken vanmôre, dat as dit nie U is wat vanoggend vir ons hierdie vrede weer herstel nie, sal ons dit self nie kan regmaak nie. En Here, hy is vanmôre die dief wat slag, steel en verwoes. Maar U is die gewer van lewe. En ek lê vanmôre hierdie mense by die voete van die kruis. Here, ek wil verbystap verby elkeen vanmôre. My hande oplê saam met die gesalfdes, die pastore van God, die ouderlinge. En die vra net weer hierdie vrede terug te gee. U moet hierdie vrede kom herstel vanmôre in die naam van Jesus Christus. Mag ek jou vra as pastoor en ouderling, as jy nie vanmôre hier voor staan nie, dat jy nou saam met my sal kom bid, dat die Here die vrede sal gee wat die verstand te bowe gaan. In die naam van Jesus Christus. Sal jy saam met my kom bid vanmôre asseblief. Here, in die naam van Jesus. Here, in die naam van Jesus. Here, in die naam van Jesus. Here, ek wil U bid vanmôre om hierdie hand wat in my vrou se lewe ingesteek was, wat vrede kom skud het. Here, ek wil hierdie hand vanmôre bestraf en bind en God vra om vrede vir haar te gee. Here, vrede wat die verstand te bowe sal. Here, om weer vrede in haar harte kan hê vanmôre is my gebed in die naam van Jesus. Dat vrede vanmôre die verbyheid stap. Maar dat vrede, Here, wat weer mense gee. Vanmôre, die moederhart, vrede vanmôre, die moederhart sal beweeg. In die naam van Jesus.
staan vanmôre. Here, saam met my broers en susters. Here, dat daar vandag Vader, U is nog steeds God. Here, hierdie huis wat aan U behoort, hierdie gemeente wat aan U behoort, is nog steeds U gemeente. En Here, dit is so, dis 'n gawe, dat God nog steeds die hart van die mens ken. Dat God nog steeds die hart van die mens verstaan. En dat God nog steeds weet presies wat met ons gebeur, wanneer dit gebeur. En Here, bo alles, weet U nog steeds wat om te doen, om reg te stel, wat by ons gesteel word. Daarvoor wil ek U eer vanmôre. Ek wil U aanbid vanmôre. Ek wil U lof gee in die naam van Jesus Christus. Die volk van die Here sê vanmôre amen en amen. Kind van die Here, dit was al reeds gewees van maandagoggend, maandagmiddag se kant, wat ek in my gees ondervind het, in my hart geweet het, dat hierdie 'n ander tipe week sal wees. En dat Satan sal kom, en hy sal probeer om te steel, te slag en te verwoes. Dit sou 'n week gewees het waarin hy die mens probeer mismoedig maak het. Dit sou 'n week gewees het waarin hy die vrede tussen familie, vriende en selfs die huis van die Here probeer vat het. Dit sou 'n week gewees het waarin hy homself geopenbaar het as die God van hierdie wêreld. Maar dit is ook die week waarin God homself geopenbaar het as die waarheid. En wanneer daar soos vandag gebeur, en vir die van julle wat besoekers is, dis vir ons as gemeente nie snaaks dat die Here die hart van die mens ken, sien, verstaan en uitnooi om te kom vir hom ontmoeting. Inteendeel vir ons as gemeente wil ek amper die woord gebruik, dis 'n gewoonte of 'n normaal. Maar ek wil nie vanmôre hê dat dit wat gebeur vir ons 'n gewoonte of 'n normaal is. En wat altyd vir my goed is, as 'n mens dan 'n uitnodiging maak soos vanoggend, en jy staan agter in die gehoor en jy kyk vorentoe en jy sien hoe verskillende mense dan uitkom. Verskillende mense, mans, vrouens, soms jong mense, verskillende ouderdomsgroepe. Dan beteken dit almal van ons is besig om deur dieselfde stryd te gaan, min of meer op dieselfde mate en dalk nog op dieselfde tyd ook. En dit wat die Here vir ons doen, is kosbaar. Nou, dit wil ek die volgende vir jou sê. Baie keer, as ek 'n woord moet voorberei vir 'n diens, dan is die woord makliker vir my om by die Here te kry. En as ek sê makliker, dan sal die pastore en die mense wat al op die kansel gestaan het en bedien het, verstaan wat ek bedoel as ek sê makliker. Want as jy hoor jy bedien, of jy moet bedien op 'n Sondag, dan begin die mense kop, sodra jy jouself die vraag vra na, wat moet ek bedien? En baie keer is die getrouheid van die Here baie groot. En baie keer binne 'n dag of 2, nadat jy begin soek vir wat is die bediening, dit wat ek moet bedien op 'n Sondag, dan begin mense dit al kry. Nou hierdie week in die aard van die saak, omdat dit 'n swaar week was dit nou nie vir my so maklik gewees om hierdie week 'n boodskap te kry. Ek gaan nou nie presies onthou nie, so saam van my dalk maar bedel, of as ek verkeerd praat, dan praat ek verkeerd. Ons Vrydag het begrafnis gehad, en Saterdag. So ek het Vrydag middag 12:00 het ek 'n begrafnisdiens gehad.
So ek het donderdag aan, as ek reg onthou, so 18 so kan, het ek die boodskap vir die Vrydagoggend gekry en voorberei. Maar nog steeds nie die boodskap vir vandag nie. En ek het Vrydag die begrafnis gedoen en Vrydag aand het daar dinge gebeur wat ek nie spesifiek by 'n bediening kon uitkom nie, of 'n voorbereiding vir Saterdag nie, so ek het Saterdagoggend het ek voorberei vir Saterdagoggend se begrafnisdiens dan. En toe die mense nou klaar is en die diens is verby Saterdagmiddag, het ek baie sleg gevoel. En as ek vir sê ek het baie sleg gevoel, wil ek nie jy moet my empathie gee. Moet nie vir my sê, ag sy pastoor, ek wil iets verduidelik. Ek het baie sleg gevoel en ek het gaan lê. En in die geleerheid het die Here mos nie met my gepraat nie. En toe ek wakker word uit die slaap uit gistermiddag plus minus 6 uur. Toe daar 'n skrif in my woord, 'n skrif in my hart geval. En toe die skrif in my hart val, toe begin ek so met myself praat, Here, maar daar sekere dinge wat ek dan nie verstaan nie. En terwyl dit met my gebeur, toe begin die volgende skrif in my hart val. En die volgende skrif. En met die gevolg is gisteraand 8 uur. Het ek die boodskap wat die Here vanmôre vir my uitgewerk en my notas gemaak. En ek wil hier met die volgende iets weet vandag, kind van die Here. Hierdie boodskap is nie vir die kerk van God bedoel nie. Vanoggend se boodskap is bitter spesifiek vir hierdie gemeente wat vanmôre hier voor my sit. Die kerk het altyd 'n totale boodskap waarmee die kerk besig is. Dan is daar 'n besonderheid waar die Here met 'n gemeente besig is om sekere dinge te doen. Die kerk se totale boodskap is baie maklik. Gaan verkondig Jesus Christus totdat hy weer kom. Dit inteendeel is die eerste boodskap wat die kerk gedra het. En die disippels het Jesus verkondig en hulle het gedink hy gaan baie vinniger terugkom as wat hy teruggekom het. En wat dan gebeur het is plus minus 50 jaar het verbygegaan vandat Jesus Christus opgevaar het na die Vader toe. Toe die kerk gebore is op Pinksterdag, het 50 jaar verbygegaan. Wat niemand gaan skryf het, die evangelie van die koninkryk van God of van Jesus Christus. Die eerste boek wat geskryf is die boek van Lukas. 50 jaar na Christus se opvaarding, sy hemelvaarding. 50 jaar later. Want vir die eerste 50 jaar het die kerk gewag vir Jesus om terug te kom. Daar was niks geskryf. En vandag is die boodskap nog presies dieselfde. Ons verkondig Jesus Christus totdat hy terugkom. Hierdie boodskap kan nie verander en het nog nooit verander. Maar vir my as gemeente, omdat hierdie gemeente 'n besonderse identiteit het, omdat hierdie gemeente 'n besonderse karaktereienskap het, omdat hierdie gemeente 'n besonderse naam het, het die Here 'n besonderse boodskap vanmôre vir hierdie gemeente. Hierdie gemeente, die naam wat aan hom gegee is Dunamis Tabernakel. Die woordjie dunamis beteken the ability to perform supernatural miracles. En baie keer as 'n mens na 'n kerk kyk en jy sien die naam van die kerk, dan dink 'n mens soms, dis maar net 'n naam wat vir 'n gemeente gegee is. Maar ek gaan jou vat na die boek van Openbaring toe en vir jou wys dat die 7 gemeentes in Asië, elke een van daardie name het besonderse eienskappe gehad, en saam met die eienskappe wat hulle gehad het die Here 'n sekere waarskuwing aan hulle gegee. Net so is daar vanmôre
'n boodskap vir hierdie gemeente en nie vir 'n ander gemeente daar buite nie. En as daar ooit in my lewe 'n dag was wat ek ernstig is oor dit wat die Here vir my gegee het, en ek is elke week ernstig, maar vandag is vir my iets meer besonders as ander kere. So ek wil hier met die Bybel vir my blaai na die boek van Openbaring, in die groot Bybel, dat sy 1:5-7-6. En ek gaan so vinnig as moontlik deur al 7 gemeentes gaan, nie omdat ek wil afjaag nie, maar as mens na al 7 gemeentes kyk, en jy raad op elke een op sy eie, kan jy 'n vol diens spandeer aan elke gemeente en die gemeente se eienskap. Maar in Openbaring 1 wil ek net die volgende vir julle lees. Openbaring 1:1. Die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon wat moet gebeur. En hy wat deur die sending van sy engel aan die diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en wat die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. Hierdie boek is geskryf 90 jaar na Jesus Christus op aarde gewandel het. So, die eerste evangelie is die evangelie van Lukas, wat 50 jaar na Christus geskryf is. Johannes skryf na 90 jaar die volgende. En ek wil hier dan gaan na Openbaring 2. Johannes het begin en gesê dit is die woord van God, die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Almal met my. Alles wat hy gesien het, gaan hy nou aan Johannes deel. In Openbaring 2 gaan ek vir jou net 'n gedeelte lees. Nadat Jesus alles gesien het, sê hy vir Johannes die volgende: skryf aan die engel van die gemeente. Daardie woordjie engel is angelos. Angelos beteken boodskapper. Omdat dit 'n klein lettertjie is, beteken dit die volgende: ek, Christus, het gekyk, gesien na hierdie gemeente, en jy, Johannes, moet skryf aan die boodskapper van die gemeente. Die boodskapper van die gemeente is die pastoor van die gemeente. Skryf aan die pastoor van die gemeente in Efese. Die eerste gemeente, die gemeente in Efese. Dit is hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. En hier sê Jesus die volgende aan die gemeente van Efese: ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, dat die slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en hulle dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het. So ek gaan net kortliks vir jou saamvat. Die eerste eienskap wat Jesus gesien het, wat aan die gemeente van Efese behoort het, is dat hy gesien het hierdie gemeente het die vermoë gehad om hard te werk. Hard te werk vir die evangelie, en hulle het uithou vermoë gehad. Maar dan sê hy ook die volgende: ek het gesien dat julle goed weerstand gebied het teen die leringe wat valsheid is. Julle het julle goed weerhou van dit wat nie die waarheid is. Ek het dit gesien van julle as gemeente in Efese. Ek het gesien dat julle weerstaan het leuns en valsheid. So die eienskap wat hierdie gemeente gehad het, was die feit dat hulle die vermoë gehad het om die waarheid te kon vashou aan, te kon onderskei, en dat hulle aangehou werk het om goed te doen, en dat hulle die waarheid lief gehad het, maar die verleen dan weerstaan het.
Dan gaan Jesus aan. En hy sê, maar ek hou die volgende teen julle. Dat julle die eerste liefde, wat julle gehad het, dit wat ek by julle gesien het, wat kosbaar was, hou ek teen julle, want julle het my, julle eerste liefde, verlaat. Nou as ons na die kerk in totaliteit kyk, kan 'n mens sekerlik hierdie volgende 7 gemeentes, jy kan na enige kerk gaan kyk, en sekere van hierdie eienskappe, kan jy binne elke gemeente vind. Maar ek gaan nie vandag met dit betrokke raak, ek wil ek iets verstaan. Jesus het na die gemeente gekyk, en die naam van die feeste, het die volgende opgewek. 'n Gemeente wat gehou het van die waarheid, wat die waarheid vasgestaan het. Hulle het uithou verhoog gehad in hulle harde werk. Maar ek wil vanmôre sê dat as gevolg van die uithou vermoë en die feit dat hulle heeltyd teen die konstante leuns moes vasstaan, het daar iets gebeur. Hulle het hulle eerste liefde verlaat. En dan gaan die Here aan en hy praat met hulle, en op die einde van die dag sê hy vir Johannes, gaan sê vir hulle wat te oor het om te hoor, laat hulle hoor. En dat hulle self dan ook bekeer van dit wat ek hulle aan openbaar. As jy dan net gaan na Openbaring 2, vers 8 toe. Die tweede gemeente, Openbaring 2, vers 8, sê Jesus die volgende. Hy wat na die gemeente gekyk het, sê, skryf vir Johannes. Hy sê vir Johannes, skryf aan die boodskappe van die gemeente in Smyrna. Dit sê die eerste en die laaste, wat dood en wat lewend was. Dan beskryf Jesus die volgende, en ek wil dit net vir jou kortliks opsom. Die tweede gemeente, die gemeente van Smyrna, het deur baie verdrukking gegaan. Dis een van die groot eienskappe in daardie gemeente se tyd, dat daar baie groot vervolging was. Daar was martelaarskap en baie groot verdrukking. En Jesus het dit ook gesien. En dan maak Christus 'n belofte aan hierdie gemeente. Lees saam met my in vers 10. Hy sê vir die gemeente van Smyrna, julle wat deur verdrukking gaan, deur martelaarskap en vervolging. In vers 10 sê hy vir die volgende: vrees vir niks wat jy sal ly. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werk, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal julle die kroon van die lewe gee. Die eerste gemeente in Efese sou hierdie verdrukking nie kon verdra nie, want dit was nie deel van die gemeente se karakter en persoon en eienskappe. Daardie gemeente het meer die vermoë gehad om aan die waarheid vas te hou en die waarheid te ken. Wat die tweede gemeente, die gemeente van Smyrna, die vermoë gehad het as gevolg van sy karakter en wat God hom gemaak het om deur groot verdrukking te kon gaan en as martelaars te kon opstaan. Dan in Openbaring 2 vers 12 sê Jesus die volgende vir Johannes: skryf aan die engel van die gemeente van Pergamus. En daardie gedeelte van Pergamus, as ek daardie hele gedeelte vir jou moet opsom en saamvat, gaan ek die volgende vir jou sê. Hierdie gemeente het die Here aangekla. Hulle was getrou gewees, maar hulle het hulle self vermeng met die lering van Biliam en Balak en die Nikolaïte. Hulle het toegelaat dat die afgode diens binne die huis van die Here inkom. En hulle het aangehou om nie net een God te aanbid nie, maar 'n magdom van afgode. 'n Magdom van afgode was Pergamus se afval gewees. Lees dit saam by vers 13. Ek ken jou werk en die plek waar jy woon, waar die troon van Satan is, en jou vas aan my naam en het geloof in my en my nie verloor nie, selfs in die dae van Antipas, wat my getroue was, wat gedood was, bewaar julle by die huis van Satan woon. Maar ek het enkele teen julle, enkele dinge.
Dat jy wel mense wat vashou aan die leer van Biljam en Balak geleer het, om 'n struikelblok vir die kinders van Israel te werk, naamlik om afgodsoffers te eet en te oorlede. Hierdie gemeente het die vermoë dan gehad om tydens afgodsdienst staande te bly, maar hy het ook afvallig geraak in afgodediens. Weereens, as ons na die 3 gemeentes kyk tot nou toe, dan kan ons sê ons kan die kerk van Suid-Afrika, die kerk in die wêreld, kan ons plaas binne enige van die 3 gemeentes. Hierdie gemeente van Pergamus het dan 'n eienskap gehad, waar die afgodsdienst werklik waar in hulle midde was, hulle het gestaan, maar ook afvallig geword. Op die einde, in vers 17 en vers 16, het Jesus vir hulle gesê, bekeer julle, anders kom ek na jou toe en sal teen julle oorlog voer met die swaard van my mond. Wie oor het om te hoor, laat hoor wat die Gees aan die gemeente sê. As ons daar net 'n paar versies verder kyk, en die gaan na vers 19, is daar 'n gemeente met die naam van Thyatira. Hierdie gemeente het die Here vir die volgende gesê, die eienskap wat hulle gehad het. Ek ken jou werke en jou liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid. Hierdie gemeente was bekend gewees vir hulle liefde, vir die diens wat hulle tot die Here gevoeg het en hulle geduld. En Jesus het gesê, jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste. Wat dit eenvoudig beteken, as die laaste liefde, met ander woorde die liefde wat hulle nou na kyk, is groter as die eerste liefde. Die geduld wat hulle op hierdie stadium het, is groter as die geduld waarmee hulle begin het. Wat beteken dat hierdie gemeente in Thyatira het gegroei geestelik in geloof en in geduld en in liefde tot God. So hulle het begin klein, opgegroei en groter geword. Maar dan sê die Here die volgende, enkele dinge het ek teen jou. Jou karakter, dat jy liefde gehad het, en dienswerk gehad het, geduld, en dat jy gegroei het, was deel van jou karakter en jou persoon as gemeente. Maar dit het ek teen jou, in vers 20. Dat jy die vrou Isebel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer, en my diensknegte te verlei, om te oreer, en afgodsoffers te eet. Daardie vrou was lid van die gemeente. Sy was vals gewees. Want soos wat die gemeente gegroei het in liefde en geduld, en ek moet net vanmôre noem dat die volk van die Here was 'n monotheïstiese volk. Met ander woorde, hulle het net een God aanbid. Hierdie vrou, Isebel, het die volk geleer om meer as een God te aanbid. En sy toegelaat dat afgodsoffers in die huis van die Here ingekom het, omdat sy deel was van hierdie gemeente. En die Here het vir hulle gesê, dit hou ek teen julle, dat julle haar toelaat om te profeteer, dit hou ek teen julle, dat julle haar toelaat om te leer, om my diensknegte te verlei, om te oreer en afgodsoffers te eet. Vir die Thyatira gemeente het die vermoë gehad om geestelik te groei, maar ook die afvalligheid wat plaasgevind het. Weer eens op die einde van die boodskap sê die Here vir hulle, bekeer julle. En as jy oor het om te hoor, sal jy gered word. In Openbaring 3, die 5de brief van die gemeente van Sardes. Sardes se persoonlikheid en die karakter wat die Here gesien het, is die volgende. Skryf van die engel van die gemeente van Sardes. Dit is hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef, en jy is dood. Die gemeente van Sardes het die volgende persoonlikheid gehad, die karakter was die volgende. Hulle het die gedaante van godsaligheid gehad, maar die krag daarvan het hulle verloor. Want die Here sê, julle leef, maar julle is dood. Daar is baie kerke, baie gemeentes, wat sê, gloria, halleluja, Jesus Christ, maar daar is geen krag,
en geen werking en geen openbaring van God in daai gemeente nie. Die persoonlikheid, die karakter wat die Here gesien het in die gemeente van Sardes was dit gewees. Julle is lewendig, maar julle is dood. Julle aanbid my, maar daar is geen werking nie. Julle ken my naam, maar daar is geen gawes. Julle ken my naam, maar daar is geen wonders. Julle is dood, nie lewendig. Die 6de gemeente in Openbaring 3 vers 17 sê die Here die volgende: skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie. Hy sluit en niemand maak oop nie. Hierdie gemeente het 'n wonderlike persoonlikheid gehad, 'n wonderlike karakter wat die Here aan hulle gegee het. In vers 8 sê die Here die volgende: ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee. Ek het aan jou as Philadelphia 'n deur gegee om my evangelie te verkondig met absolute vryheid. En niemand sal daardie deur toemaak. Jesus sê die volgende: niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie. Ek wil net vanmôre iets sê. Toe Jesus sê jy het min krag, het hy nie gepraat van die feit dat daardie gemeente wat die geopende deur het, nie die dunamiskrag het om wonders en tekens te verrig nie. Die bedoeling hier is die volgende: julle wat 'n geopende deur het, was nie 'n baie groot groepie gewees nie. Daar was min krag in julle was min mense gewees. Maar ten spyte van dit het julle my woord bewaar en my naam nie verloor nie. Ek het aan julle die geopende deur gegee en niemand sal daardie deur toemaak. Daardie karaktereienskap van Philadelphia was gebind gewees aan die gemeente en die mense wat hulle toegevoeg het tot daardie gemeente. Het was nooit 'n groot gemeente nie, maar daar was altyd 'n geopende deur gewees, sodat hulle die naam van die Here kon verkondig en hulle het sy woord bewaar en sy naam nie verloor nie. Aan hulle het die Here Jesus Christus die volgende gesê. Lees saam met my vers 10, Openbaring 3 vers 10. Om jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing, wat oor die hele wêreld kom en die bewoners van die aarde op proef sal stel. Omdat jy my naam nooit verlaat het en verloor het, wanneer die beproewing kom, sal ek jou bewaar en jou onderhou. Jy as gemeente sal ek vashou en ek sal hom bewaar en onderhou. Die laaste gemeente is die omlaai in die boek van Openbaring. Openbaring 3, hoofstuk 3, vers 14. Sê die Here die volgende: en skryf aan die engel van die gemeente van Laodisense. Dit sê die Amen, die getroue, die waaragtige, die getuie, die begin van die skepping. Hier sê die Here vir hulle: wat sien ek in julle as gemeente? Wat is julle karakter en persoonlikheid van daardie gemeente? Ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Die eerste aanklag en die eerste karaktergedeelte wat die Here sien, is dat die gemeente lou is in sy oë. Dan sê die Here: as jy lou is, gaan ek jou uit my mond spuug. Vers 17. Hier is die rede waarom die gemeente lou geword. Jy sê ek is ryk en ek het verryk geword. Ek as gemeente het gegroei en ek het sukses behaal en ek het groot geword. En ek wil nie vandag 'n vergelyking tref tussen die groot kerke wat op TV is, maar dit laat my baie dink aan die kerk wat homself suksesvol gemaak het en vergeet het dat dit nie gaan oor die sukses van die mens nie, maar die werke van die Heilige Gees. Ek het nie 'n probleem met 'n groot gemeente,
solank Christus die middelpunt van die gemeente is. Maar die Here sê, ek ken jou werke, jou karakter en persoonlikheid kan ek sien. Jy dink omdat jy groot geword het, en jy roem in jouself omdat jy baie dinge bereik het jy vergeet van wie ek vir jou is. Nou het jy nou geword. Jy het nie nodig dat ek meer in jou huis hoef te wees nie. En vir hulle het die Here die volgende gesê, in vers 18, ek raai jou aan om van my te koop goud, wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar sal word nie, en salf in jou oë te salf, sodat jy kan sien. Ek wil jou vanmôre iets vra. Glo jy dat wanneer die Here Jesus Christus na 'n gemeente kyk, kan hy presies sien wie die gemeente is of nie? As jy dit glo vanmôre, wil ek hier met jou hand opsteek en sê, Here, ek glo, wanneer U kyk, dan kan U presies sien wie en wat die gemeente is. So ek het nou baie dinge vanmôre gesê, en dit is my stryd met die Here om te verstaan. Aan hierdie gemeente is 'n naam gegee. Die naam is Dunamis. Die gemeente se eienskap is die volgende: die bonatuurlike werke van God te volbring. Ons is nie Laodicea nie. Ons het 'n eienskap van wonders en van tekens wat in hierdie huis moet wees en moet bly. En dis mense wat 'n langer pad stap as ek in hierdie gemeente. En as jy vanmôre eerlik is, sal jy sê dat hierdie persoonlikheid en hierdie karakter wat ek nou beskryf, was jarelang deel van hierdie gemeente gewees, wat Prof Pieter op die been gebring het. Amen. Daardie eienskap is gebind aan die naam van Dunamis. Die gemeente se persoonlikheid is saamgevat binne die naam van Dunamis. En God weet vanmôre, dit het nie verander nie. En ek gaan die Here vanmôre vra, Here, U moet hierdie gemeente se karakter, die persoon wat U moet werk, moet die Here herstel, sodat dit weer 'n plek van wonders en tekens en God alleen kan wees. Soos wat die Here na al 7 gemeentes gekyk het, gesien het, geweet het wie hulle was, geweet het wat hulle moet wees, het die Here ook besluit hierdie plek het 'n besonderse naam gekry. Ek wil jy moet altyd onthou, die naam wat in hierdie plek gegee is gebore uit die hart van God, omdat die Here die karakter van hierdie naam wil openbaar aan die wêreld en die mens daar buite. Glo jy dit vanmôre? Ek het jou gevat deur al 7 gemeentes, sodat jy kan sien dat die Here weet presies watter karakter aan watter gemeente gekoppel was, watter persoon aan elke gemeente gekoppel was. En as daar 'n klag teen die gemeentes was, het die Here Jesus Christus daardie klag aan Johannes geopenbaar. En as daar dan vanmôre 'n klag teen hierdie gemeente is, wil ek vir jou sê, die klag is die volgende: ek aanvaar nie dat hierdie 'n plek van krag is nie. Ek glo nie altyd dat hierdie 'n plek van wonders is nie. Ek glo nie altyd dat die Here hierdie eenvoudige man wat hier voor staan kan gebruik om sy naam te verheerlik. As dat daar 'n klag is, dat die klag dan teen my sal wees. Want die hart van die Here is dat hierdie 'n gemeente sal wees met die naam van Dunamis, waar daar krag is en God se openbaring sal werk in hierdie huis. Dan is die klag myne vanmôre. En ek sê elke week, daar is meer. In die laaste week het die Here met my gepraat en ek glo vanmôre, kind van die Here, wat God iets besonders wil doen vir jou en my vandag. Ek wil my skrif afsluit vanmôre my diens met 1 Konings 17, as jy vir my sien toe kan blaai.
En ek wil hê jy moet vanmôre iets weet. As die naam van die gemeente Dunamis is, en jy is gekoppel aan hierdie gemeente, dan beteken dit, die krag moet in jou lewe ook wees, omdat jy vas is aan hierdie gemeente. Sal jy dit vanmôre aanvaar? Sal jy aanvaar, dis nie net ek wat veronderstel is nie, maar elkeen wat gebind is aan hierdie gemeente se karakter, aan sy persoon, dat daardie wonderwerkende krag van God in jou lewe ook moet funksioneer. Want die Here het besluit om jou by te voeg by 'n gemeente met die naam wat hy oor besluit het. Want die gemeente as sulks kan homself nie bekeer, die naam kan hom nie bekeer nie. Dis die lede van die liggaam wat deel is van die gemeente wat homself moet bekeer voor die Here. In 1 Konings 17 vers 20. Die profeet Elia by 'n vrou gekom. Sy het natuurlik vir hom brood gegee en meel, en die Here het dit so gehad dat die meel en die olie nooit opgeraak het. Maar in vers 20, of kom ek lees vir vanaf vers 18. Toe sê die vrou vir Elia, wat het ek met u te doen, man van God? U het na my gekom, om my ongeregtigheid in gedagtenis te bring, en my seun dood te maak, want haar seun was siek gewees, en hier is hy dood. Maar Elia antwoord haar en hy beveel haar, gee jou seun vir my. En hy het hom van haar skoot afgeneem en hom opgedra na die bokamer waar hy self gewoon het, en hom op sy bed neergelê. En hy het die Here aangeroep en gesê, Here my God, U het selfs oor die weduwee by wie ek as vreemdeling vertoef vir onheil gebring, deur haar seun te laat sterwe. Daarop het hy hom 3 maal uitgestrek oor die kind, en die Here aangeroep en gesê, Here my God, laat die siel van Dunamis terugkeer in hom. Here, laat hierdie gemeente se doel terugkeer na hom, sodat hy weer lewendig geword het. Daarom neem Elia die kind en bring hom af uit die bokamer in die huis en gee hom aan sy moeder. En Elia sê, kyk, jou seun lewe. En die vrou sê vir Elia, nou weet ek dat jy 'n man van God is en dat die woord van die Here in u mond die waarheid is. Ek wil vanmôre iets doen. Ek wil jou as gemeente dit vra, om hier voor vir my te kom staan. Dan gaan ek hierdie Bybelboek vat, en ek gaan hom vanmôre 3 maal, soos Elia homself oor die jong seun uitgestrek het, gaan ek hierdie Bybel 3 maal oor hierdie gemeente uitstrek. En ek gaan die Here vra, dat die lewe sal terugkeer in hierdie seun, soos wat God besluit dit moet wees. Die Here het hierdie gemeente nie deur my hande op die been gebring, nie deur iemand anders, maar deur sy behoefte om sy krag te openbaar in die laaste uur. En ek gaan die Here vra, dat God en God alleen vanmôre terugbring in hierdie gemeente, die doel wat hy as Vader gehad het, om Dunamis op die been te bring. En as jy saam met my dit sal glo, en sal aanvaar, dat jy deel is van die Here se plan, dat die Here jou gaan gebruik, wil ek jy moet vanmôre vir my kom voorhou. Vader, ek wil U bid in die naam van Jesus. Here, het U my gepraat oor al die gemeentes, wat U na gekyk het, en gesien het en geweet het. En Here, het ook vir my gesê, na hierdie huis gekyk, baie lang terug, en het toe besluit gehad, dat hierdie plek 'n plek sal wees van krag, en van God, en van wonders, en van tekens. En Here, ek wil U vra vanmôre, elke man en vrou, wat sal opstaan en sê, Here, ons is deel van hierdie gemeente, dat hulle sal uitkom in die naam van Jesus. En Here, dan, onder leiding van die Gees, sal ek doen wat Elia gedoen het. 3 maal vanmôre sal ek die woord van die Here uitstrek oor hierdie huis, en die vra, dat die siel van hierdie gemeente sal
jy wil vanmôre, kind van God. Mag ek vra dat die pastore net vir my hier voorkom staan. Here het elke gemeente geken. En elke gemeente se eienskappe, Here het U gesien. En Here het aan hierdie huis 'n besonderse naam gegee. 'n Naam wat in die hemel gegee was, Here, omdat die besonderse eienskappe aan hierdie gemeente gee. Daardie eienskap, Here, is om wonderwerke te doen in die naam van Jesus. Daarom wil ek U vra vanmôre, Here, soos wat Elia homself 3 maal uitgestrek het oor daardie vrou se seun, gaan ek hierdie woord 3 maal vanmôre uitstrek oor hierdie gemeente. En ek gaan U vra vanmôre, Here, wanneer ek hom uitstrek nou in die naam van Jesus, dat die siel van hierdie seun van hierdie gemeente, Here, weer sal terugkeer. Here, vir 'n tweede maal wil ek U vra dat hierdie huis geken sal word as die plek van krag, van God, van openbaringe. En Here, vir 'n derde maal wil ek hierdie woord uitsteek en U vra dat hierdie liggaam, wat hierdie seun lewendig sal word vanmôre, en dat Dunamis se diere die siekes sal nooi, dat Dunamis se diere, hulle wat gebind is deur die wêreld en deur die duiwel, Here, sal genees. En ek wil U bid vanmôre, die plan wat U gehad het met hierdie huis, U het hom genoem Dunamis, want God se krag sal in hierdie huis wees. Die krag sal in hierdie huis wees, want U het besluit, hierdie plek se naam moet wees Dunamis, in die naam van Jesus. 3 maal die heel uitgestrek, Here, die siel van die seun het teruggekeer. 3 maal het ek die woord uitgestrek vanmôre. Dit sal wees dat hierdie huis die laaste dag sy eienskap sal dra. 'n Huis van krag, van God, van openbaring, van lewe, van Jesus. Ek prys U vanmôre. Ek eer U vanmôre. Help hierdie huis, Here, dat ons aanvaar vanoggend. Ons is geroep om in hierdie plek te staan. Here, ek wil vanmôre bid dat hierdie engele wat voor my staan, hierdie boodskappers wat God afgesonder het, dat hierdie boodskappers sal stuur, Here, nie met woord nie, maar met krag. Nie sonder lewe nie, maar oorvloed. Dat hierdie engele vanmôre, hierdie boodskappers, van vandag af sal bedien met krag, soos van God. Here, ek wil vir hulle bid elkeen, in die naam van Jesus. Kind van die Here, ek wil jy moet vanmôre so staan. Ek gaan vir die pastore bid, en hulle gaan vanmôre vir jou bid. En ons gaan vra dat die Here jou bind aan hierdie gemeente. En wanneer die naam van hierdie gemeente opstaan in jou wese, sal die krag van God deur jou geopenbaar, gemanifesteer word, want hierdie naam van Dunamis is nie deur vlees en bloed aan hierdie huis gegee nie. Die naam is gegee deur God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Chatikaya ya sikaya ya sataranatiya ya saronaria. Yeta ye kayita kaya kaya ya ravnatai. Ya ya sayara torsi. Yitano kutikari tati. Natikarina ya sinaria sarie. Ritaria taratarokori. Rikayeri naria sarie. Ratikati katirinerie. Nariatikarinaria sa. Rikatarakata kotoneye. Yatikati alara satoro. Na tukuye ti. Yetitaka
Kayena Rotosi, Raticana Rotacotocoro, Rotorietta Trietta Totorote, Kicaticana Chiariassa, Ricati Riette Cote, Ticatinato Cuto, Rotiessi Kayeri, Neterieti, Natitacana, Natiena Rato, Yeteresi Eri, Ritataratoro, Cotussi Kayi, Yetaticati Essatu, Rotoro Cossi, Yetirisita, Ratuco Tussataco, Yeticato Corso, Coto Dise, Miserita, Retocorosia, Ritacoroso, Yassoro, Waarom is je dan verwonderd vanmorgen, vrouw de Heer? Het mijn dienstknecht aan u vanmorgen 3 maal die woord opgesteerd en die woord vanmorgen bekrachtigd. Duurt dit wat hij gedoen in de manifestatie, die zei de Heer. Waarom dan twijfel jij vanmorgen dat het ek is wat ik om gepraat heb en die u wat ik om bezoek het, vrouw de Heer? Kijk, ek het vanmorgen bezoeken gebring aan jou toen in mijn tabernakel, zei de Heer. Een bezoeken vanmorgen, wat jy vanmorgen nie ongetwijfeld kan erbij gaan nie. Weet dan vanmorgen, sê die Heer, dat het ek is vanmorgen, wat weer uit die dood uit gaan opwek hulle, wat vanmorgen geestelik dood geraak het in hierdie uur. Kyk, sê die Heer, wonders en tekens sal jou volg na hierdie dag. Weet dan vanmorgen, sê die Heer, niks sal na vanmorgen ooit weer vir jou onmoontlik wees nie. Staan dan op vanmorgen en weet dat het ek is, jou God vanmorgen, wat met jou gepraat het. 7 maal het ek aan die gemeente geskrywe, 7 maal het ek gespreek, sê die Here. En weet dan vanmorgen, hoeveel te meer sal ek nie vir jou vanmorgen kom gee en kom doen nie, sê die Here. Ek raai jou aan vanmorgen, om vir my te kom tot self, om jou oor te kan self, sê die Here, dat jy vanmorgen kan sien en kan weet dat ek jou God is. En hierdie uur, sê die Here, 3 maal het my profeet sy woord uitgestrek in bevestiging. En vanmorgen sal hierdie siel terugkeer. En vanmorgen sal daar weer 'n manifestasie wees dat God doen in my tabernakel besoek het met die gees van die Here vanmorgen aan hierdie gemeente. Halleluja. Prys die Here vanmorgen. Halleluja. 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 Kijk, so spreek die Here Yes, Lord. vanmorgen. Moenie bang wees om vanmorgen jou mond op te maak en te ontvang dit wat die Here vir jou wil gee nie. Net soos die vrou gesê het dat die waarheid van God in die profeet Elia se mond is, sal die waarheid van God jou van hierdie dag al volg. Sal die woorde wat jy spreek, my woorde sal wees. Moenie op jou eie woorde staat maak nie, moenie op jou eie kragte staat maak nie. Jy nie doen aan miskrag binne in jou en van hierdie oomblik af. Dis dit nie net jy nie, maar dit is jy en die Here en saam. As jy nou span, dis nie jou eie woorde nie, dit is God se woorde wat vanmôre in jou mond gelees sal word. Maak ook jou mond vanmôre en ontvang dit wat die Here vanmôre vir jou wil gee. Moenie twyfel nie, my kind. Moenie twyfel, moenie dink aan dit wat in die verlede was nie. Maar kyk na vorentoe. Lig jou oë op na God, dit is waar jou hulp vandaan kom. En ontvang die woorde van Christus, die waarheid in jou mond vanmôre, wat jou sal stap elke oomblik saam met jou in hierdie toekoms in. Halleluja. Prys die Here. Halleluja. Here, ek eer U vanmôre. Here, dat my vrou se mond oop sal wees om die woorde te vat, Here, om te dra vanmôre die roeping van God op haar lewe.
Here, dat dit sal wees vanoggend, dat die krag van die Here hierdie liggaam sal volmaak, dat die krag van die Here hierdie liggaam sal vul, dat sy sal weet, dis hy wat saam met haar stap, Here. Sy stap nie vanmôre alleen nie. My vrou loop nie alleen nie. Sy loop saam met die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dat sy haar mond net oopmaak vir my. Sy mag nie twyfel dat God geroep het. Ek prys U vanmôre. Ek eer U vanmôre in die naam van Jesus. Amen, Here. Glo vanmôre dat die Here U was. Amen. Kind van die Here, ons is besig met die dinge van God. Ons is nie besig met ons eie dinge in hierdie gemeente nie. Dan gaan Pastor David vra vorentoe te kom vir die doopkandidate. Jy moet nie gering ag wat vanoggend gebeur het. Nie vir 'n sekond nie. En al probeer die vyand vir jou lieg. Jy sal dit die dae, die weke en die maande wat kom, sal jy besef wat vanoggend gebeur het. En jy gaan God sal sien. Soos daar met die doop 2 gebeurtenisse is, daar's gewoonlik 'n dood, en dan is daar 'n opstanding. Glo ek het ons as gemeente dit ook ervaar vir ons. Ou dinge is vanoggend begrawe, en die nuwe dinge in die naam van Jesus Christus het opgestaan. Amen. Prys die Here. Ek gaan vra dat die 2 doopkandidate na vore toe kom, Chantel Hartog. Chantel, waar is dan? En Michaela Rude. Hierdie is 'n saak baie maar ons gister met hierdie doopelinge gedeel het, en hulle 'n bietjie dieper dinge vertel het rondom die doop. Vraag en ek vra jou die jonge dogter, wie vir jou gesê jy moet gedoop word? En sonder om te aarzel, sonder om 'n sekonde te wag, antwoord sy my, met soveel vertroue, en soveel geloof, dat ek eintlik so terugsit. Want ek kan vra, wie vir jou gesê het gedoop word? Die Here sê. Halleluja. Wanneer daar oortuiging in 'n kind van God se hart is, maak nie saak hoe oud of jonk nie. Wie is ons om teen te staan? Ons lees saam Matteus 3 vanaf vers 13 tot 17. Want hierdie is ons model van doop. Ons wat navolgers is van Jesus Christus, wil ons doen wat die Here gedoen het. Amen. Hy het ons die voorbeeld gegee, hy het ons gewys. Toe Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur U gedoop te word. Kom nie na my toe. Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe. Want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop. En hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom.
En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. 'n Kragtige bewys dat die driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, die doop ten alle tye goedkeur. En dat dit die wil van God is. Want al drie was betrokke by die doop van die lewende woord van God, naamlik Jesus. Die Gees wat op hom neergedaal het, en die Vader wat stem in die hemel uit wat gesê het, dit is my geliefde seun. Ek wil nie langer daaroor praat oor die doop nie, om redelik baie dienste aan ons nie te lank is nie. Ek gaan vir hulle 3 vrae vra wat ons dan vanoggend voor julle gaan antwoord, en dan sal ons beweeg na die doopwater. Die eerste vraag: is dit met 'n rein gewete voor God dat u voor hierdie getuienis teenwoordig verklaar dat u glo dat u 'n kind van die Here is, omdat u Christus as persoonlike saligmaker aangeneem het? Hulle sê ja. Dan volgens Romeine 6 vers 1 tot 4. En miskien moet ek nou Romeine lees. Romeine 6 vers 1 tot 4, baie belangrik gedeelte, veral wanneer dit kom by die doop. Want dit is ons 'n kragtige geestelike bewys van juis wat vanoggend gaan gebeur. En hulle sal ook onthou dat ons dit gister so 'n bietjie in diepte behandel het. Romeine 6 vers 1 tot 4, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade beheer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Vraagteken. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Wanneer ons hierdie twee mense vandag gaan begrawe, wanneer hulle daar opstaan, ken julle hulle nie meer wie hulle was nie, maar wie hulle nou is in Jesus Christus, ons Here. Wat 'n voorreg. En ons prys God vir sy groot genade. En uit Romeine 6 vers 1 tot 4 vra ek julle die volgende vraag: is dit julle opregte begeerte om op te volg in die doop van self en in die nuwe lewe waarvan hierdie ordinasie naamlik die doop 'n simbool is? Van tel. En dan laastens Hebreërs 12 vers 14. Ek wil graag Hebreërs 12 vers 14 ook net lees. Pragtige vers uit die woord van God uit. Hebreërs 12 vers 14 sê: jaag die vrede na met almal en die heiligmaking, waarsonder niemand die Here sal sien. Sal jy die Here volg in totale heiligmaking, soos beskryf in Hebreërs 12 vers 14. Ek gaan vra vir pastoor JT en Susan, julle asseblief die sertifikate kan oorhandig en hulle gelukwens. En dan pastoor as jy dan praat. Van allemaal staan, dan gaan ons die pastoor JT en Susan vra om hulle te bid. Baie dankie, dan sal ons probeer met die doopwater. Vader, Here, in die naam van Jesus, mag die kerk van God tog maar sien, dat wanneer iemand deur die doopwater gaan, is dit die bewys
van Christus se opstanding. Here, mag ons nie net dink vandag is iets nie, maar dis 'n bewys dat die Here self getuig in ons dat ons gedoop moet word. En daarom wil ek U prys vir die bewys van God in hulle twee lewens, vir die getuienis van die Here wat in hulle lewe is, dat hulle moet laat doop, Here, en vanmôre opstaan saam met Christus in die hemel, lewend met die ou dinge wat weg is. Ek wil U prys vanmôre dat ons dit nog sal sien as 'n bewys en 'n openbaring en 'n wonderwerk van God. Dat die mens nog weet, my saak met die Here moet deur die doopwater gaan. En ek prys U vanmôre, ek loof U vir die doop van hierdie twee jong mense. Here, ek wil bid, hierdie twee vrouens bewaar sal word, dat die Here self hulle sal toevou na hierdie dag met sy eerlikheid. Hulle beklee in die eerlikheid van God en sal hou in die genade van die Here, dat julle sal bewaar in die wandel van God wat voor lê en hulle ook bewys, Here, dat U met hulle is. Ek wil U prys vandag, ek wil U eer dat die Here 'n bewys sal gee in die naam van Jesus Christus. Amen. Vader, Seun en die Heilige Gees. Halleluja. Vertel op grond van jou eie belydenis, doop ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Goeiemôre almal. Wat 'n moedersdagsgeskenk is dit nie om jou dogter te sien deur die doopwater gaan nie, né? Dit is nog ons baie spesiaal. So, is dit vandag Moedersdag. En ons as sonnaskool gaan ietsie vir die moeders doen vanmôre. Ek weet ons is deesdae baie voorbarig en nog nie gemeente moeder doen nie, die sonnaskool wil al die werk doen, te danke aan pastoor Leslie. So, ek wil asseblief al die kindertjies vra om van hier voor toe kom staan en vir die gemeente te kyk. En al die moeders vorentoe en vir die kinders kyk. As al die moeders hier voor kan kom staan asseblief. Nee, julle moet op die vloer staan. Ek eers wil 'n my gee. Ek gaan net eers hoor of sy gaan praat. En dan sê net of julle al kan hoor. Ja, praat in die baie. Goeiemôre almal. Vandag staan ons hier saam om iets baie spesiaal te vier. Moedersdag. Vandag gaan nie oor blomme, geskenke of kaartjies nie. Vandag oor liefde, opoffering en 'n ongelooflike rol wat elke ma speel. Aan al die ma's, dankie. Dankie vir die laatnagte wanneer julle moeg was, maar steeds gehelp. Dankie vir elke kosplek, elke drukkie en elke gedoen en elke keer wat julle ons beste gestel het. Partykeer sien ons kinders nie alles raak wat julle doen nie. Maar vandag wil ons sê, julle moet weet dat julle waardeer. 'n Ma se liefde is anders as enige ander liefde. Dis die soort liefde wat bly, selfs wanneer dinge moeilik raak. Dis die liefde wat ons optel wanneer ons val en wat ons aanmoedig om beter te doen. 'n Ma glo na kinders, selfs wanneer hulle nie in onsself glo nie. Ek wil vandag ook 'n kort storie vertel. Daar was eendag 'n jong seun wat altyd gedink het sy ma doen nie eintlik waar nie. Elke dag het hy huis toe gekom en sy ma kos gemaak, sy klere gewas en seker gemaak alles is reg. Vir hom het dit normaal gevoel. Een aand het hy wakker geword omdat hy dors was. Toe hy kombuis toe stap, sien hy sy ma alleen by die tafel sit. Sy was moeg en het stilletjies gehuil. Die seun vra toe, "Mamma, hoekom huil mamma?"
Sy mag glimlag en sê, ek is net moe, maar dis oké. Ek wil net hê my kinders moet gelukkig wees. Daardie aand het die seun besef hoeveel sy ma elke dag opoffer sonder om enigiets terug te verwag. Want toe het hy seker gemaak dat hy begin dat hy Bambi sê, daardie storie herinner ons dat ma's baie dinge doen wat mense nie altyd sien nie. Hulle dra swaar laste stilweg omdat hulle hulle families liefhet. Aan die ma's wat vandag gelukkig en sterk voel, ons vier saam met julle. Aan die ma's wat dalk hulle hartseer is, moet ons op self iemand mis om dink wat aan nie. Julle is seker ongelooflik verlang. Moedersdag herinner ons dat 'n ma nie perfek hoef te wees om wonderlik te wees. Die klein dinge beteken die meeste. Die liefde, die tyd en die omgee. Kom ons gebruik vandag om nie net Happy Mother's Day te sê nie, maar om werklik dankbaar te wees. Kom ons wys die waardering nie net vandag nie, maar elke dag. Aan elke ma, julle maak ons verstaan, julle inspireer en beskerm en leiders. Die wêreld kan nie dieselfde soos wat julle wil. Baie dankie aan al die wonderlike ma's. Mag julle vandag geliefd, gewaardeerd en spesiaal voel. Gelukkige Moedersdag. Julle geskenkie wat julle kry is 'n gedig en Richard gaan vir julle die gediggie voorlees wat julle dan nou sal ontvang. Wat is 'n ma? Op papier sal jy haar vind, haar hande saamgebind. Dit is vir haar huis, haar man, kind, elkeen wat sy ken in thuis. Mama's is soos 'n shepherd, sy alles wat sy doen, raak gevat. 'n ma doen sonder om te vra, alles wat almal van haar vra. Niemand ken die hart van 'n ma, net die Here weet wat haar vra. Vandag sal ek dankie vir ons ma's, wat met soveel liefde en deernis ons dra. We love you with the love of the Lord. Yes, we love you with the love of the Lord. And we see in you the glory of our King. Yes, we love you with the love of the Lord. Yes, we love you with the love of the Lord. Yes, we love you with the love of the Lord, and we see in you the glory of our King. Yes, we love you with the love of the Lord. Yes, we love you with the love of the Lord. Yes, we love you with the love of the Lord, and we see in you the glory of our King. Yes, we love you with the love of the Lord. Yes, we love you with the love of the Lord. Yes, we love you with the love of the Lord. And we see in you the glory of our King. Yes, we love you with the love of the Lord. Baie dankie, julle kan net so bly staan. Dan gaan my vir ons afsluit en dan soos pastoor oor Willie altyd gesê, dan is ons klaar. Asseblief die oor. Ja, ek gaan met elke moeder dat hulle weet hulle is geliefd en is voor omgegee. Help elke moeder om dit te onthou. Dank vir al die moeders, want sonder hulle is dit nie dieselfde gewees nie. Gaan met ons, hou ons veilig en beskerm ons tot volgende keer. Amen.